Goeiemôre, liewe gemeente. Wil julle mekaar ook net groet en veral groet asseblief al die moeders en sê vir hulle ook baie gelukkige Moedersdag. So baie welkom vanoggend ook aan al die besoekers wat hier is en veral aan al die ma's en die ma's to be. Al die jong meisies wat nog hopelik eendag gaan ma's word. So aan julle ook almal baie welkom en mag julle vanoggend regtig 'n besondere dag hê. Ek weet nie of die manne ek is ongelukkig skuldig, maar ek weet nie of die manne iets gereël het nie. Vanoggend toe sê Antoinette vir my, ek sal verstaan as jy vergeet het om iets te gekoop het of iets te maak, as jy net vir my ietsie sal sê, sal dit goed wees. So ek is skuldig. So julle ek sal nou vanmiddag gehaas het hoe dit probeer trek, maar ja, ek hoop julle het dan iets probeer iets onthou. Ja, so nee, ons sê net baie dankie vir al die ma's vir dit wat hulle beteken vir ons in die lewe. Ek dink regtig dat moeders en die rol wat hulle in mense se lewens speel kan baie keer
ondergeskat word. So dankie aan almal van julle vir wat julle ook vir julle kinders ook beteken. Dan wil ek ook net sê daar's kerkraadsvergadering môre aan, so as julle kan bid ook daarvoor as gemeente dat ons regtig ook as kerkraad die wil van die Here sal soek en sal altyd daarop bedag sal wees. Ek lees nou 'n boekie wat Dallas Willard skryf. Jy weet baie keer dink ons mos is die probleem is net by ons. Maar dan lees jy dat dit eintlik reg oor die wêreld aan die gang is. Hy skryf nou daar, hy sê baie keer is ons so bekommerd oor die houer, na aanleiding van Paulus se pot storie in 2 Korinte, dat ons vergeet van die inhoud. En dan wil ons nou oor die houer praat in plaas van die inhoud en dan noem hy nou al die goed wat ek dink, so hulle sit ook met dieselfde probleme as ons. Oor die doop en oor die kerkbywoning en oor die tyd van begin en oor die musiek. Dit lyk dis maar wêreldwyd is dit maar oral dieselfde vraag. Maar laat ons as kerkraad ook regtig oor die inhoud, die evangelie, dat dit vir ons die belangrikste sal wees ook as kerkraad. So bid vir ons asseblief daarvoor. En dan is dit donderdag hemelvaart. En ons donderdag is die kerkkantoor ook gesluit. So ons sal dan die hemelvaart diens ook donderdag aand hê 6:00. En dan begin die Pinksterreeks dan ook weer Sondag tot donderdag toe. So julle is almal baie welkom vir dit om dit saam met ons te kom meemaak. Ons gaan hierdie jaar 'n bietjie kyk na die Heilige Gees en sy werk. Ons gaan die aande ook weer soos gebruiklik is saam eet en saam kop sop drink en al die dinge. So as jy ook sop wil maak, allerlei interessante soppe wil maak en jy 'n bietjie jou vernuf wil probeer, dis nou die tyd om vir Mariska te sê jy sal 'n pot of 2 maak. Dit sal lekker wees. Dankie. So ons nooi julle uit daarna toe. Volgende week ek sal dit weer daarom noem, maar ook donderdag se hemelvaartdiens. Met dit alles gesê, kom ons raak sommer net lekker rustig in die Here se teenwoordigheid. En kom ons maak ons oë toe, haal diep asem en ons maak gereed om die Here te ontmoet. Hy is in elk geval altyd by ons. Here, dit is goed om U te dank, om U naam te besing, U wat die Allerhoogste is. Om in die môre U troue liefde te verkondig en U troue liefde ook in die nagte. Met 10-snarige instrumente, met harpe, met klavier en tromme en die speel van liere, verkondig ons U trou. Want U maak ons bly. Oor U handewerk jubel ons. Hoe groot is U werk in die Here, hoe uitermate diep nie U gedagtes nie. Daarom word ons stil in U teenwoordigheid. Amen. Liewe gemeente, aan elkeen van ons wat nuut gemaak is, mag daar vir ons genade en vrede wees. So het gepraat van nuut gemaak, voordat ons die lof gaan besing, wil ons ook vir almal van julle baie dankie sê wat 'n wonderlike bydrae gelewer het om die dorp skoon en amper weer nuut te maak. En dis deel van ons roeping ook as gelowiges en daarvoor wil ek sommer van my kant af vir julle elkeen baie dankie daarvoor sê vir wat 'n groot werk gedoen het daarmee. Voor julle huise gevee het en skoon gemaak het. Julle sal onthou ek het al baie gesê, dis deel van ons roeping om die wêreld 'n mooier plek te maak. En so dankie almal van julle vir die mooi skoonmaak van ons dorp. Kom ons loof die Here daarvoor, vir die feit dat hy ons ook om nuut maak het. En ons loof hom met Liedboek 205 en dan ook ons koning kom en dan Agnus Dei vonk 354. Kom ons loof die Here saam. Zie
Al die kinders kan nader kom staan solank. Hallo, gaan met jou. Hm? Goed. Daar is hy. Ek het 'n spannetjie vanoggend. Hm? Meer groter as 'n rugby span as ons vanoggend hier het, né? Daar is hy. So ons gaan vanoggend lees uit 2 Korintiërs 5. Nou dis 'n brief wat Paulus geskryf het aan een van die gemeentes en hy verduidelik daar in die brief eintlik 'n iets wat ons nie altyd so lekker altyd verstaan nie, maar dit praat veral oor die versoening wat God, die vrede wat God. Hier's nog eenetjie. Kom staan nader. Die vrede wat God gebring het. As hy kom staan hier reg voor. Die vrede wat God gebring het tussen mens en God. Nou, een manier wat ek kan dink om vir julle te verduidelik is, wie van julle het al iets gehad wat so gebreek het dat jy dit nie meer kon regmaak nie? 'n Karretjie of 'n ding wat jy gehad het, of 'n pop wat heeltemal so gebreek het dat niemand dit kon regmaak nie. Het jy al so iets gehad? Wat was dit? O, toe kry jy toe 'n kaartjie gekry en toe in die water is dis daar toe jy regmaak, daar kan jy niks regmaak daar nie, né? Ek het nog 'n hand hier gesien. Wie was dit geweest? Niemand nie. Julle seuns nog niks iets van julle gebreek nie. Jesus, julle is gelukkig, hè? Jy? Ja? Word hy ook heeltemal gebreek. Nou ja. Nou so is dit so verduidelik Paulus nou in die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees en hy sê ons mense is so gebreek dat God ons nie kon reggemaak het nie. Die sonde in ons lewe het ons so gebreek dat God ons nie net kon weet 'n pleister kon plak en goedjies regmaak net ons kom nuut maak. Nuwe mense kom maak deur Jesus Christus. Nou vra julle nou, hoe word 'n mens nuut? Hier staan ons dan nou nog al die tyd in dieselfde gedaante, né? Dis wat die Heilige Gees doen. God doen dit deur ons dat hy vir ons nuut maak. Ons weet nie hoe werk dit nie. Ons kan nie altyd alles verduidelik wat God gedoen het nie. Maar hy het ons nie net kom regmaak nie. Hy het ons kom nuut maak. Ons het nuwe mense geword toe ons Jesus aanvaar het as ons verlosser. En dis vir elkeen van julle so vanoggend. En dis wat ons vanoggend gaan hoor is dat Jesus gekom het om ons nie net te kom regmaak nie, maar ons te kom nuut maak. Goed, kom ons bid saam. Kom staan hier nader. Dan bid ons lekker almal saam. Ons kan styf te mekaar staan want dit is lekker koud vanoggend, né? Here, baie dankie dat ons u liefde, die warm liefde wat u vir ons het, ook vanoggend as kinders kan aanvaar, as jong mense. Dankie dat ons weet dat u vir ons so lief het, dat u ook gesê het dat ons die kindertjies nie moet verhinder om na u toe te kom nie. Dankie dat ons weet dat u ook deur die Gees vir ons leer en lei om te verstaan wat dit beteken dat u vir ons kom nuut maak het. U het vir elkeen van hierdie jong kinders ook kom nuut maak toe u in hulle lewe ingekom het en vir hulle ook die nuwe lewe in Christus kom gee het. Daarom bid ons dat u vir ons sal help om soos nuwe mense te leef, want dis wat u van ons vra ook. So ons bid dat u vir elkeen van hierdie jong mense vanoggend ook sal seën met die Heilige Gees en dat hulle met krag ook kan gaan leef as nuwe mense. Ons vra dat alles in u naam. Amen. Dis hy. Wil julle 'n lekkertjie hê? Ons kyk wat is hier vanoggend vir ons. Dis hy. Suigstokkies. Wil jy 'n jellytjie hê? Daar's 'n jelly vir jou, hoor. Dis 'n plesier, hoor. Wil jy ook 'n jelly hê? Daar's vir jou 'n jelly. Wil jy nie 'n jelly hê nie? Dis 'n plesier. Julle almal nou gekry amper. Dis 'n plesier. Dis hy. Dis 'n plesier, hoor.
Ons lees dan vanoggend 2 Korintiërs 5. En ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees. 2 Korintiërs 5. Wag net tot daai spannetjie van daar bo af ook terugkom. Goed. 2 Korintiërs 5, as jy dit oop het, kom ons vra ook dat die Here vir ons sy woord sal open. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons het in ons liedere vanoggend vir U kom loof en prys. Omdat U die groote, gans andere God is. Die drie-enige God wat ook as Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewe werk en vir ons hierdie verlossingsplan, die heilshistoriese pad met die mens vir ons kom regmaak het en oopmaak het. Soveel so dat ons nou vrye toegang het tot U, soos Paulus so mooi in Romeine skryf. Soveel so dat ons vir U kan sê Vader. En daarom het Jesus ons ook geleer bid, ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word, die koninkryk kom en U wil geskied. Ons het gesing dat U heilig is, Here. Soos Jesaja ook gesê het, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. En dis maar eintlik al wat ons vanoggend vir U wil sê. Dat ons staan verstom oor U grootheid, oor U liefde, oor U genade, oor U almag, oor U getrouheid en U barmhartigheid. Dat U nog deur alle eeue heen moeite gedoen het met die mens. Die stikkende mense wat U kom nuut maak het. Ons dank U daarvoor. Open vir ons U woord, Here, dat U naam ook deur dit wat vanoggend hier gebeur tot U eer sal wees. Amen. 2 Korintiërs 5 dan lees ons vanaf vers 11 af. Aangesien ons weet wat ons sag vir die Here is, probeer ons mense oortuig, maar by God is ons deeglik bekend en ek hoop om ook in julle gewete so bekend te wees. Ons is nie weer besig om onsself by julle aan te beveel nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teen die wat hulle op die uiterlike voorkoms beroem en nie op wat in die hart is nie. As ons buite onsself is dit vir God. As ons by ons verstand is dit vir julle. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesande ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Ons lees tot sover. Nou, liewe gemeente, ons is 'n klompie predikante van ons saam met die Noord-Kaap is nog steeds besig met die jaarprogram wat ons gebruik en dit is om te fokus op Jesus, oor wie hy is en wat hy vir ons kom doen het.
Want hoe beter ons sy mensheid en sy leringe ken, hoe beter sal ons ook weet hoe om as nuwe mense op hierdie aarde te leef. En ons is nou in die tydperk van Paasfees, Jesus se verskyning aan sy disippels voor Hemelvaart, en in vandag se gedeelte sluit ons aan by die vraag: hoe lyk Jesus se gemeente, ons, anders as ander mense? Hoe leef ons as 'n nuwe mens met mekaar saam? Ek dink die grootste aanklag, en ons sien dit reg oor die wêreld, kommentaar wanneer jy, veral as jy op sosiale media ingaan, dan sien jy oral die aanklag van mense. Die grootste aanklag teen die kerk van Jesus is dat die kerk nie die andersheid van die lewenstyl uitleef waarvan ons by Jesus geleer het nie. Veral nou met Trump se dinge en wat hy vir homself sy eie pastor het in sy kantoor en sy dinge kwytraak wat ons almal al voel iets is nie reg nie, iets pas net nie, iets klop nie met die evangelie nie. As 'n mens bid vir die verwoesting van jou vyand, dan is dit asof iets net nie dieselfde klink nie wat Jesus gesê het nie. En hierdie aanklag lê teen die kerk van Jesus Christus reg oor die wêreld. Dat ons nie die andersheid, die lewenstyl waarvan Jesus gepraat het, deurentyd uitvoer nie. Julle ken seker die bekende uitspraak van Gandhi wat hy ook gemaak het op 'n stadium. Hy het gesê hy is mal oor die Bybel. En hy is mal oor wie Jesus was en wat Jesus geleer het. Maar hy sien dit nie in Jesus se volgelinge nie. En daarom het hy geen behoefte om 'n Christen te gewees het nie. So daar's 'n stuk ontnugtering by mense oor wie die kerk is en hoe die kerk veronderstel is om te lyk. En uiteindelik word daai ontnugtering omgesit in geloof, dat ons naderhand dan ook nie meer die geloof wil glo en aanvaar nie, want dit werk nie. Want in die praktyk werk dit net nie uit nie. En dan lees ons die Bybel naderhand met 'n knippie sout, want ons sê vir onsself, hierdie goed werk nie in die praktyk nie. En dis die gevaar daarvan wanneer ons lewe nie in lyn is met dit wat die Bybel van ons verwag en vir ons sê nie. En uiteindelik word die hele gesag van die Bybel en van die kerk verdwyn. En dis waar ons vandag is. As julle kan onthou 20, 30, 40 jaar gelede as die kerk gesê het, ek wil amper sê as die kerk gesê het hop, dan kan ons hop. Maar deesdae as die kerk sê, dan sê almal ag wel, nee, dis maar hulle. Dis maar wat hulle sê. Nou daar's baie maniere om 'n antwoord hierop te probeer kry. 'n Ou kan nou sê, maar kom ons kry 'n klomp goed reg en kom ons kry weer 'n paar besluite reg en kom ons wees weer kerk soos die ou dae. Maar maar dis dalk nie die probleem nie. Dalk is die probleem, liewe gemeente, dat ons nooit geleer het hoe om disippels van Jesus te wees nie. En daarom leef ons nie soos hy geleef het nie. Want ons weet dit eenvoudig net nie. Ons het dit nooit geleer nie. En daarom weerspieël ons nie die karakter van Jesus nie. Daarom, liewe gemeente, is dit regtig nodig dat ons altyd bewus sal moet ek wil amper sê weer moet terugkeer na die eerste beginsels toe van geloof. Oor waaroor gaan dit? Ek het net nou verwys na die pot en die inhoud. Dat ons weer die inhoud moet gaan bestudeer. Oor wie is Jesus? En wat behels die verlossing presies? En hoe volg ek vir Jesus? Hoe leef ek daai goed uit? En hoe lyk sy volgelinge in die wêreld? In Paulus se tweede brief aan die Korintiërs wil dalk vir ons ook bietjie hiermee help. Hierdie brief, liewe gemeente, is eintlik 'n baie interessante brief. Die wat saam met ons in die Bybelskool al was, sal weet dat ons al baie gepraat het oor die twee briewe van Paulus. Maar hierdie brief word ook genoem die tranebrief. Want daar was 'n geweldige stuk onenigheid tussen Paulus en die Korintiese gemeente gewees, waar hy eintlik die langste gewerk het in sy lewe. Daar was konflik in die gemeente gewees, onderling met mekaar, oor dwaalleringe wat ons in 1 Korinte 10 en 12 en 14 lees, oor die misbruik van gawes, oor die trots en die geestelike hoogmoed in hoofstuk 7 en 8. En dan was daar ook konflik tussen Paulus en die gemeente, omdat hy die vergrype wat daar was, skerp aangespreek het. Waar hy vir iemand aangespreek het en gesê het, jy kan nie so met 'n vrou saamleef nie. En waar hy gepraat het oor egskeidings en oor vreeslike seksuele oortredinge wat in die gemeente aan die gang was.
So daar was konflik onderling, maar ook konflik tussen Paulus en die gemeente. Die konflik, liewe gemeente, het so erg geraak dat hulle op 'n stadium vir hom gesê het: "Voor jy weer na ons toe kom, moet jy eers aanbevelingsbriewe van Jerusalem saambring." Nou ons sou dit amper vandag kan noem soos 'n getuigskrif. Dat hy wat by hulle gewerk het, so lank by hulle was en vir hulle opgebou het as gemeente, dat die konflik so erg geraak het dat hulle vir hom gesê het: "Ons wil eers weer hoor of jy nou nog die ware leer getrou glo. Jy moet 'n getuigskrif bring as jy weer na ons toe kom." En as jy nou 2 Korinte 1 lees tot so by hoofstuk 6 rond, dan kan jy agterkom dat dit regtig vir hom 'n moeilike tyd in sy lewe was. Dat hy hierdie konflik baie ernstig en baie persoonlik beleef het. Jy sien dit veral in die taal en in die styl en in die woorde en die manier hoe hy dit skryf. En as jy nou 2 Korinte lees en jy lees hom so met een slag tot hierso by hoofstuk 8, 9 rond, dan kan jy dadelik die stylverandering raak lees. In hoofstuk 7 kom iemand na hom toe en sê vir hom die konflik is herstel. Die verhouding is reggemaak. En dan verander die hele styl in die brief. En dis dan waar hierdie brief inval. So net om vir julle 'n prentjie te gee wat hier staan en hoekom hy so skryf daaroor. So ons sal dus kan sê, liewe gemeente, dat wanneer Paulus dan nou hier in 2 Korinte 5 praat oor die versoening, dat dit baie duidelik in sy agterkop moet wees oor hierdie konflik tussen hom en die gemeente en tussen die gemeente onderling. Ons sou nie verkeerd wees om te dink dat dit baie duidelik in sy kop 'n rol moes gespeel het toe hy dit geskryf het nie. So wat kan ons vir oggend daaruit vir onsself as boodskap neem? Paulus se betoog aan die gemeente is dus: as gemeente moet julle leef as versoendes met mekaar, want Christus het vir julle gesterf uit liefde uit, en dis wat liefde beteken, en daarom leef ons nie meer vir onsself nie. Sy bekende gedeelte waar hy sê die liefde van Christus dring my, ek kan nie anders nie. En daarom sê hy, liewe gemeente, juis as gevolg van Christus se liefde vir ons, moet dit ons aandrywing wees om ook teenoor mekaar so te leef. So Jesus se liefde vir my moet my aandrywing wees vir my liefde en my verhouding ook teenoor my naaste, teenoor my mede-lidmaat. En dan skryf hy daar in baie detail en hy sê ons leef nie meer vir onsself nie. En Jesus noem dit dat ons ons kruis moet opneem, dat ons ons eie belang moet opgee. Want ons is nuwe mense. Wat hy daardeur sê, hy sê ons leef nie meer vir onsself nie. Dit gaan nie meer net oor ek en my behoeftes en my belang en my regte wat nou geskaad is nie. Op 'n ander plek skryf Paulus ook aan dieselfde Korintiese gemeente en hy sê julle vat mekaar hof toe. Hoekom gee jy nie jou belang op nie? Jy sien dit hierdie goed van hoe ons met mekaar omgaan. Want ons is nuwe mense, sê hy. En as ons nuwe mense is, dan leef ons anders teenoor mekaar. Dan meet en beoordeel ons mekaar ook nie meer volgens menslike en wêreldse standaarde nie. Ons kyk nuut na mekaar, want ons is nuut gemaak en jy is nuut gemaak. En daarom kyk ons met na mekaar as nuwe mense. Ons kyk anders na mekaar. Nie meer as vyande nie. Nie meer as iemand wat my reg wegneem of wat vir my na my snaaks kyk of iets nie, maar as broers en susters van mekaar. Want ons verhouding tot God is anders, is nuut gemaak. Ek het vir die kinders gesê, ons is nie net 'n paar pleisters oorgeplak en bietjie reggetimmer op allerlei plekke nie. Ons is nuut gemaak, ons is oorgedoen, ons is weergebore. Daarom is ons verhouding ook teenoor mekaar anderste. Vers 18 staan daar en dit alles doen God. Dis die grootste genade van dit alles. Want onmiddellik sal 'n mens by jouself dink, o, maar nou moet ek weer 'n klomp goed doen en ek weet nie wat ek moet doen nie en hoe werk dit en ek gaan dit nie reg kry nie. Want jy is reg. Wat die wonderlike van die evangelie is en dis die goed wat ons nie kan verklaar nie. Dis waar dan vers 18 staan. En dit alles kom van God af wat ons deur Christus met homself versoen het. Hy het sy gees vir ons gegee. Ons gaan nou in Pinkstertyd in. Hy het sy gees vir ons gegee
sodat sy Gees ons kan nuut maak. Dis ook waarom dit die vrug van die Gees genoem word in Galasiërs. Dis nie die vrug van Tabo wat hard gewerk het om iets reg te kon kry nie. Dis die vrug van die Gees wat deur ons werk. God het dit gedoen toe Jesus ons nuut gemaak het. En hy maak ons ook nuut om met mekaar saam te leef. En daarom kan Paulus sê, laat julle met God versoen. Want hy skryf hier aan 'n gemeente wat tog mos nou klaar nuut gemaak is, wat klaar 'n verhouding met Jesus Christus is, wat klaar eintlik tot bekering gekom het. En dan sê hy vir hulle, laat julle met God versoen. Aanvaar die versoening wat God met julle gemaak het, sodat dit ook kan uitspeel in die verhoudings wat julle onderling met mekaar ook saamlewe. En dan skryf hy, eindig hy hierdie gedeelte en hy sê, aan ons is hierdie bediening van die versoening te vertrou. Nou interessant, die woord bedien, in die 83 vertaling staan daar, die boodskap van versoening is aan ons gegee. Maar die woord wat daar in Grieks gebruik word, is inderdaad bediening, diakonia. Want ons bedien mekaar met versoening. Ons bedien mekaar, wanneer ek jou bedien, dan gee ek iets van myself weg. Jesus het sy hele lewe gesien as 'n bediening. Hy het ons kom bedien met die evangelie. Hy het nie gekom om gedien te word nie, skryf hy, maar om te kom dien. Toe hy die disippels se voete gewas het, het hy kom bedien. Hy het ook kom slaaf word, skryf Paulus in Filippense. Hy het homself minder geag as 'n slaaf sodat hy vir ons dit kom doen het. En dis die woord diakonia, om te bedien. So as Paulus vir my en jou sê, hy het aan ons die bediening van die versoening toevertrou, dan beteken dit ek en jy het hierdie boodskap gekry waarmee ons mekaar moet bedien. Ek moet my reg prysgee. Ek moet iets van myself opoffer om te dien en om met jou die bediening van die versoening aan jou te gee. So rukkie gelede toe het ons so 'n konferensie bygewoon oor die ampte. En een van die sprekers was 'n luteraan gewees. En dit was my so mooi toe hy vertel en hy sê vir hulle sien dit so dat as jy as leraar na iemand toe gaan in die hospitaal of enigiemand gaan besoek, dan bedien jy die woord. En daarom gaan hulle ook altyd met hulle ek weet nie wat noem hulle daai oorjas nie, maar hulle het mos nou 'n hele nie net 'n toga nie, hulle het 'n hele kleding wat hulle aantrek. Want hy sê daai kledingstuk is deel van hierdie bediening van die evangelie aan die persoon. En iets van 2 Korinte 5 kom daarin. Wanneer Paulus dan sê ons moet mekaar bedien met die versoening. Nou ek kan nie die versoening aan jou bedien as ek vir jou kwaad is en vir jou beskinder en met jou beklei en heeltyd allerhande goed vir en met jou sê nie. Ek kan jou bedien met die evangelie as ek aan jou die genade en die liefde en die barmhartigheid kom gee. As ons sag met mekaar werk, dan bedien ons mekaar met die evangelie. En so roep Paulus vir my en jou ook vanoggend op, liewe gemeente, as kerk van Jesus Christus. Want dis wat ons is. Aanvaar die bediening van die versoening. Leer om mekaar dan ook te bedien met genade, met liefde, met sagtheid. Leef as gemeente onder mekaar, met mekaar saam, as nuwe mense. Want hy het dit vir ons gedoen en sy liefde dryf ons om dit ook vir mekaar te kan doen. Hy het ons tog nuwe mense gemaak. En daarom kan ons ook teenoor mekaar nuut gaan leef. Daarom meet ons nie mekaar op met wêreldse maatstawwe en wêreldse beginsels nie. Ons bedien mekaar met die evangelie. Christendom het nog altyd 'n gemeenskaplike karakter gehad. Dis deel van die liggaamsbeeld. Dis deel van ons gestuurdheid na die wêreld toe. Dit was nooit bedoel gewees om net ek in my klein hoekie alleen te gewees het met die evangelie nie. En daarom bedien mekaar met die evangelie. Waarom, liewe gemeente, moet hierdie nuwe mensheid van ons ook in ons verhoudings na vore kom? Want dis ook hoe die wêreld tot geloof sal kom, sê Jesus vir ons in Johannes. Ons gaan nou in die tyd in van die Heilige Gees. Kom ons laat
die Heilige Gees toe om die andersheid, die nuutheid wat met my en jou gebeur het, omdat Jesus vir ons gesterf het, ook in ons verhoudings tot en met mekaar tot uiting te kom. Ons weet dat hierdie verhouding tussen ons en God is reggemaak. Kom ons laat die Gees toe dat hierdie verhoudings ook reggemaak word. Dat ons in versoening met mekaar sal lewe. Dat ons nuut na mekaar sal kyk met nuwe oë, mekaar ook sal herken. Kom ons vra die Gees om ons hierin te lei. Amen. Here, ons is u kerk. Ons is u liggaam. Party van ons die vingers, party die arms, party die bene. So is elkeen van ons uniek en anders. Ja, en soms vryf ons mekaar ook keerd op, net soos wat Paulus in sy gemeente ook gebeur het. Help ons, Here, dat ons ook vandag die andersheid en die versoening wat u met ons bereik het, ook met mekaar sal uitleef. Help ons, Here, dat die Gees van God ons sal help om as gemeente te fokus op dit wat ons anders maak. Ons nuutheid. Dat ons ook nuut na mekaar sal kyk, maar dat ons ook nuut na die wêreld sal kyk. En nie met kwaai oë, veroordelende oë nie, maar met 'n sagtheid en 'n begrip en 'n genade en 'n barmhartigheid. Want net soos wat ek nuut is, so is elkeen veranderste in hierdie gemeente van ons ook nuut. Daarom is ons broers en susters van mekaar. Ons bid, Here, dat die Gees ons hierin sal lei, met wysheid, met genade, met krag. Dankie ook vir dit wat alreeds goed werk. Dankie vir die goeie gesindheid wat daar reeds al is ook by baie van ons. So saam eet, dan eet ons lekker saam en ons kuier goed saam. Daar's baie waarvoor ons vir u kan dank en waarvoor dit alreeds goed gaan. Maar ons bly bid, Here, dat u ons sal help om gemeente van Christus te wees. Om die evangelie van Jesus Christus as die kernboodskap in hierdie gemeente uit te dra na die wêreld toe. Sodat ons andersheid sigbaar sal wees. Seën elkeen van ons vir die res van hierdie week met ons werke. Ons bid veral vir die boere, vir die veeboere wat baie dankbaar is vir die verskriklike mooi velde en goeie reën wat ons gehad het. Ons bid veral ook vir die saaiboere, Here, wat graag ook wil stroop en wat ook hulle boerdery aan die gang wil kry met na die baie reën. Ons bid dat u vir hulle ook sal bemoedig en sal versterk. Ons bid dat u ons almal ook in die dorp wat werk sal gebruik, elkeen van ons op ons eie plek hê, dat ons daar ook geseën sal wees, maar dat ons ook 'n seën vir ander sal wees wat in ons met ons in kontak kom. Dankie ook dat ons dorp mooi skoon gemaak is en dat ons iets van die koninkryk van God wat ook in hierdie wêreld wil kom, daarin tentoon kan stel. Seën ons dan ook in hierdie week wat voorlê. In die naam van Jesus Christus vra ons dit alles. Amen. Ek dink nou, liewe gemeente, dit is seker moeilik om name uit te sonder, maar ek dink AC en Corneille moet ons dalk inderdaad uitsonder vir dit wat hulle ten minste vir die reëlings wat hulle getref het ook met die skoonmaak. Ek wou nou net vir hulle twee ook spesifiek uitgelig het en dankie gesê daarvoor. Kom ons sluit af en ons sing 'n heerlike lied tot eer van die Here. 396 vers 1, 2 en 4 sing ons as slotsang en kom ons kuier as gemeente. O, dis eers dankoffer, ja. Dankie Koen. Dankie Koen. Ek wou sê ek gaan hom nou vinnig deur hierdie slides van myne. Jy het nou geleentheid, liewe gemeente, om vir die Here dankie te sê vir die reën en vir alles wat hy gedoen het vir ons en dat ons dit kan geniet.
Nou kan ek sê wat ek net nou wou gesê het, as ons nou klaar is, liewe gemeente, kom ons kuier 'n bietjie hier by die tee saam, om hierdie saamwees ook uit te leef. So julle word genooi om ook saam met hulle te kom tee drink, saam met ons almal tee te drink hier buite in die sonnetjie. Kom ons sluit af met 396. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 4 as ons slotsang vanoggend. Liewe gemeente, Jesus is nie aan die doderyk oorgelewer nie, inteendeel. God het hom Here en Christus gemaak en hy het hom uit die dood uit laat opstaan. En daarom kan ek en jy gaan leef as nuwe mense, gaan leef in die lig en gaan leef as versoendes met God en met mekaar. Amen.